Welkom by Conversations That Matters met Charlene Elliott en Liesel Davids. Liesel is nie 'n onbekende persoon nie. Sy is die pragtige vrou van Johnny Davids. Almal ken vir Johnny, maar vandag gesels ons met Liesel, die vrou agter die naam. Baie welkom Liesel. Baie dankie vir die uitnodiging. Is 'n groot eer en 'n voorreg om hier te kan sit by jou en die oggend saam met jou deur te bring of iets. Ja, dit is my lekker. As ek dink ons baie het werklik gekruis by OTB, Yes. waar jy en Johnny Ambassadeur. MC's was En ook ambassadeur. Ja, en Net ook- begin het, ja. Ja, en dit is waar ons twee se paie eintlik maar gekruis het aan dieselfde tafel. Yes. Toevallig, maar ek dink daar was 'n doel hoekom ons daar moes sit. Ja, julle twee was ambassadeurs of is ambassadeurs van OTB en ek het ook nou onlangs deel geraak van OTB waar ek ook 'n ambassadeur van hulle is. Ja. Maar vandag gaan nie daaroor nie. Ja. Vandag gaan absoluut oor wie is Liesel? Waar het Liesel groot geraak? Ja. Jy weet, ek sê jy noem nou die woord toevallig. Ek dink niks in die lewe is toevallig nie. Alles gebeur met 'n rede en as altyd, jy weet, jy sal net later in jou lewe sal jy miskien agterkom wat die redes was. Maar Liesel, ek het groot geword verskeie plekke. Mitchellsplein, ek is ook as 'n kind gebore in Vredendal area in daai omgewing en primêre skool was ek in Mitchellsplein by Jamaica Way Primary. So ek het 'n bietjie van alle wêrelde gehad en in ons het gegaan tot by wat nou graad 8 is, het ons destyds gegaan op primêre skool en toe graad 9 wat nou destyds aan het 7 was ek op Portlands High en toe dit bietjie net so wat dit bietjie rof gegaan het begin raak daar en toe het my ma hulle besluit nee ons hulle gaan nou vir my in Ravensmead hoor sit. Ravensmead hoor het destyds 'n baie goeie reputasie gehad en is Afrikaanse skole en alles. So ek het toe nou by my tannie in Ravensmead gewoon en my matriekjaar daar klaar gemaak tot my ma was my ma het altyd in 'n hospitaal gewerk as 'n algemene werker by eers was dit destyds Volkshospitaal en wat was baie fancy in daai tyd want al hierdie ministers en presidente dit was so 'n secret little hospitaal as nou 'n Netcare en dan het hulle toe my ma nou daar gebly en as sy af daar is en dan het ek haar gesien so ek het baie keer by my tannies gewoon of my peetma of so totdat sy haar eie huis kon bekostig en toe het ons in Kuilsrivier gebly en daar het ek nou maar Peninsula Technikon destyds is nou CPUT. Ja. So ek het studeer tot in my tweede jaar kyk omdat sy enkel ouer was, dit was maar nie baie finansies was maar eintlik maar nie 'n groot ding in ons lewe. Ons het 'n bietjie gesukkel daar. So ek kon net tot in my tweede jaar studeer, maar die Here is werk ook so strategies. En ek moes eintlik fisioterapie gedoen het, maar ek het nooit confidence gehad dat ek dit gaan maak. Alhoewel ek al die mediese vakke en goed, maar ek was 'n baie insecure of onseker kind en toe gaan skryf ek my in as fotografie. My ma was so geskok geweest in die journalistiek afdeling en toe in die tweede jaar, toe kan ons ek sou nie my derde jaar klaar kon maak nie. En toe werk die Here dit so strategies. Ek leer aan einde van die jaar, ek is in 'n depressie, diep depressie, nie geweet wat is maar jy's net jy voel in 'n laagte. En ek bly by die huis, maar my lektor het geweet ek sal nou nie die derde jaar kan inskryf en dis eintlik waaroor ek gestres het. En toe kom maar 'n maatskappy Videolab wat genaamd Videolab is van die wat post-production. Jammer ek meng my tale Nee, dis want reg. ja, ek kan nou nie vinnig. So dis hulle doen post-production. Hulle was destyds Videolab en Filmlab en hulle het Sasani Studios geword agterna. En hulle kom soek toe mense wat hulle kan oplei as interns want dit was toe nog net nie uit Johannesburg uit en hulle het 'n nuwe kantoor in die Kaap kom opsit. En hulle kies eintlik net derdejaars. Maar my lektor gee toe 'n paar studente se naam, onder andere my naam wat 'n tweede jaar is en hulle doen dit nie. Ek lê by die huis, ek weet nie van dit nie. En die volgende dag toe ek klas toe gaan, toe sê hy net vir my, ek het jou naam opgesit want ek weet jy gaan nou nie volgende jaar. Ek weet wat jou situasie is. So
hy het nou vir hulle vertel ek is 'n goeie student en dit en al die goedjies mooi woord ingesit. En so kry ek toe nou een van die rolle tussen 3 meisies wat hulle gekies het, 2 ander studente wat derdejaars is en ek is dan nou in fact sorry 4, as 3 van die derdejaars en ek was nou die enigste tweedejaar gewees. En dis waar my lewe begin het as in die media of in broadcasting en in televisie. So dit so 'n bietjie 'n holderste bolder, soos internship en ek het myself opgegaan lei. Was later office manager en van post-production af het ek toe gegaan na, jy weet jy werk eintlik mos maar altyd anderser om. Toe gaan ek eers in produksie in. Produksie, ja. En ek gaan leer toe by produksie, maar die kliënte wat wonderlik is, dis hoekom ek sê die Here werk so strategies. Daar was altyd mense op my pad geplaas wat 'n rol gespeel het en wat dan iets in my raak gesien het en dan die geleentheid. Maar ek glo dis die Here wat hulle dit laat. En natuurlik jy moet jou beste gee. Jy moet altyd Natuurlijk, jy moet op jou kant. jy met jou kant bring. So Ja. dit is wie ek is in 'n hele groot 'n neutedop. So Ja. sê vir my, het jy enige broers of susters? O, As jy nou praat, hoor ek jy Familie, praat. ja. Ja, jy praat net, dit klink asof daar net jy is, of is daar boeties en sissies ook? Weet jy, ek is my ma, by my ma is ek alleen kind, nê. Van my pa was so 2-3 keer getroud, maar in totaal het ek getel, ons is so 10 kinders, maar daar's daarom tweelinge ook tussenin. Dit is in die generasie, maar ja, ek het saam met my pa, ek het baie van my broers en susters het ek, jy weet, groot mee geword. Ek het elke Okay. elke naweek en vakansietye kon ek by hulle gaan kuier of tyd spandeer maar soos mense ouer word en soos ek het Johannesburg toe getrek op 'n tyd, dan word dit mos nou maar later net telefoonoproepe Ja. en nou en dan sien en nou deesdae is dit mos maar net WhatsApp groeps en die familiegroep en Ja. die lewe word net so besig. So ja, in totaal is ons so 10 kinders, maar hulle is ook al groot. Ek is die 3de oudste Okay. van die kinders en dan ja, en soos ek sê, my ma het nooit weer daarna getrou, so ek is die enigste kind. En so van my ma se familie af, het ons ook ons het baie na aan mekaar groot geword, so al my neefs en niggies, ons almal het maar altyd so saam gebondel, so soos vandag sal jy sien, ek het my neef saamgebring, maar ons almal het soos broers en susters eintlik, so ek het nooit die leemte gehad van alleen kind nie, Ja. en ek het ook nie die stigma wat daarmee saamgaan van 'n alleen kind is 'n bederfde kind Ja, of so nie, ek natuurlijk. dink het was my so wonderlik om altyd in tussen groot groepe families kon groot word. So ek het ook nie daai alleenheid gevoel nie en ek het ook geleer dinge soos om te deel en jy het maar Ja, jy weet dit is maar dinge lewenservaring en lewenslesse anders opgetel. Hoe was jou verhouding met jou pa? Ek het my pa, kyk my pa natuurlik omdat my ma, dit was 'n liefdesteleurstelling, hulle was verloof en toe gaan hy terug na sy eerste vrou toe en hulle het weer opgemaak. So my ma was bietjie seer gemaak natuurlik en sy het altyd gesê sy sal net vir my voorstel aan my pa as ek vra. So my pa het probeer as kind moes nou nader kom, maar ek dink as die seer kry. Sy het natuurlik sy wou my beskerm het ook teen dit en dis haar eerste liefde gewees en sommer 'n teleurstelling En ek dink ook in 'n mate van jy gaan vra wanneer jy reg is om dit te kan hanteer wat na jou toe gaan kom. Ja. So my pa het probeer om vir my te kom sien en so maar my ma was seer gemaak. So hy het dit maar so gedoen op subtiele maniere kon hy my hallo sê as sy nie daar is of wat ook al, maar ek persoonlik het hier by die ouderdom van 8 jaar oud, het ek begin vra waar is my pa, ek dink ek kan onthou so 7, 8 jaar, en toe het my ma vir my so 'n swart boekie gegee, met al sy besonderhede in, sy naam, sy van waar hy woon, jy weet, sy hele verhaal, en toe vertel sy nou vir my van dit. Toe sê sy, okay, so wil jy nou, ek het nou vir jou alles vertel, wil jy nou vir hom ontmoet, of wat kan ek doen om jou, jy weet, het jy enige vrae? Ek was altyd 'n kind, baie nuuskierig, baie vrae gevra van 'n jong ouderdom af, so ek het dink seker die regte vrae gevra, maar ek het nie vir haar gesê ek wil haar ontmoet nie, ek het uit my eie uitgegaan, daai tyd was dit landlyne, en en in my alleenheid, 8 jaar oud, vir hulle gebel en hulle op 'n landlyn en toe met 'n baie cheeky attitude toe my suster het opgetel wat ek nog nooit vir hulle ontmoet nie.
Toe vra ek net vir hulle, weet julle wie ek is? Okay. Dit kan nog 'n interessante Dit kan 'n interessante gesprek, maar my raak, suster ja. is hulle sulke liefdevolle mense en kinders en sy is onmiddellik toe sy ek dink my pa moes hulle nou genoem het al seker Ja, van hulle het 'n natuurlijk. sussie. Toe is sy onmiddellik opgewonde en ek en sy klik onmiddellik op die foon. En ek het my tannie hulle so 'n week voor dit en my ma hulle gesê en hulle het natuurlik met groot oë na my gekyk en gewonder wanneer het die kind al die goeds gereël. En toe sê hulle ook soos in maar okay, maar ons kan nie net vir jou nou. Ek is nou gereed om my sakkies te vat en aan die Jy wil skool sluit, gaan. dan gaan ek nou. Hulle gaan my net aflei. Hulle soos in ons kan nie net vir jou ons ken hulle nie. Ons ken nie die mense nie. Ja. Dit is nou net daai tyd was nou nie vandag se tyd waar Ja, mense maar dit waar is jy nog moet gewa- steeds- Maar dit is nog steeds hy dink van 'n 8-jarige, 9-jarige moet ons nog gaan aflei en gaan sy okay wees? Wat as jy nou jy weet nie vir jouself geniet of jy se gemaklik nie. Toe het hulle my nou vooraf net gebrief. Okay, ons gaan almal saam met jou. As as dit okay is, die moontlikheid is daar dat jy saam met ons weer huis toe gaan. Jy weet hulle wou nou net Ja. vir my nou net seker sielkundig voorberei het. Maar dit die hele tannies en ooms en almal, ek onthou my oom het so stasie waar gehad. Ek kan nou nie onthou nie, maar ek weet almal het ingepas in een kar. En my ma en toe ontmoet ons en my suster wag my in by die hekkie en dit was net hoe kan ek sê, as ek kan sê in so 'n verhouding, love at first sight. Alles eerste ontmoeting was great. My pa, my stiefma, almal wat mekaar ontmoet het. My ma was by gewees, my tannies en almal en hulle. Natuurlik het my stiefma en my familie, my pa het nie geweet hulle is in vir 'n interview nie, want want my ooms en tannies het klomp vrae gevra, maar ja, maar aan die einde van die aand het ek gebly en ek het so vir 'n week daar by hulle gewoon, maar daarna toe sit 'n instelling, jy weet, en ek het nie een oomblik dis is soos ek sê, amper soos hy gevoel van love at first sight. Jy pas net in, is asof ek deel was heeltyd van die huisgesin, maar dit maak ook baie saak wie die mense is. Soos my stiefma kon dit vir my baie moeilik gemaak het. Natuurlijk. Maar sy het vir my geleer van wat dit beteken ook, soos Johnny ook gegaan het deur my man het dit ook baie in sy lewe uitgeleef oor vergifnis en so. So sy stiefma is die eerste persoon wat vir my ook voorgestel het van hy groot vergifnis om regtig waar, want sy kon regtig waar bitter gewees het, maar sy het die hele verhaal geken. My ma was eerlik met haar, sy het nooit my ma verwyd dat daar 'n verhouding was nie, want my pa was bietjie stout geweest, ek kan nou sê, hy het verkeerd ander naam en goed gegee, so my ma het nooit die geskiedenis van hom, totdat sy vir hom begin soek het, en toe sy al reeds swanger, hulle is verloof, en hy het net weggebly. Ja. En dit was die klein verhaal, dis die bietjie, jy weet die sout wat met die suiker gaan, maar die ding wat ek sê is, daar het ek geleer van vergifnis, en hoe mense kan saam staan, en hoe dit vat 'n community om kind groot te maak. En dit is waar ek ook seker baie dinge oor genade en grace, want soos ek sê, sy kon baie bitter gewees het, en sy kon anders opgetree het, soos wat baie mense uit 'n perspektief uit werk, maar hulle het onmiddellik mekaar aanvaar, ons almal het mekaar aanvaar, en ek het elke naweek gaan kyk, het was eers elke alternatiewe naweek, maar ons het so in love gewees met mekaar, hulle wil my elke naweek en elke vakansie. So sy was ook die persoon wat vir my geleer, soos my ma het mos al baie gewerk, in die hospitaal is het ons maar 7 tot 7, en hulle het werk soveel daar, en dan is hulle 2 dae af en so. Maar sy het byvoorbeeld naweke, kon sy nie wag dat ek moet kom nie, en dan bel sy my al, en dan vra sy, wat gaan ons hierdie naweek, want my broers en susters is bietjie ouer as ek gewees, so hulle was so tieners half, en hulle is op hulle eie, so sy het dit geniet om nou weer 'n jong kind in die huis te hê, so sy het my leer kos maak, en curry, en elke week bel sy nou die donderdag al, wat gaan ek en jy nou die naweek maak, wat gaan ons bak, wat gaan ons bring, want my pa het ook weggewerk baie, so baie keer het dit so gekom, dat ek en sy op die einde van die dag nou alleen ook is, en dan beplan ons al die hele naweek, en ja, die mense wat Bonteheuwel ken sal weet, is Moudex toe, en is daarna toe, en is gaan koop al die goed al Vrydagmiddag, al die bestanddele, Ja, of as jy al daar kom, is alles, nee, ek en sy doen dit saam, dis 'n hele trip. Okay. En dan, dan het ek nou die naweek daar spandeer, en so het ek vir hulle leer ken, uit my kinderdae, dis wat ek onthou van hulle, ja. Hoe het jou ma dit aanvaar?
ek hoor wat jy sê van julle was 'n familie, almal was goed oor die weg gekom en goed. Ja. Maar ek wonder nou maar net hoe, omdat julle so nou band laterand gevorm het. Ja. Hoe het jou ma, want omdat jou ma die hele tyd gewerk het en jy gaan nou na hulle toe waar hulle, ek wil amper sê jy pret die hele tyd saam met hierdie familie. Hoe het jou ma dit gevat? Vir my Was ma, daar ooit 'n ja. 'n gedeelte van jou wat gevoel het dat jou ma dalk 'n bietjie jaloers voel of uitmis op jou? Nee, ek dink dit is waar dit toe kom. My ma kon net so ook bitter gevoel het teenoor my pa. Sy is aan die ander kant ook vir my 'n ander sy gewees van hoe die lewe. Jy weet, ons het nie beheer oor ander mense se Ja. optredes nie. En sy kon net sowel. Ja, sy was seer gemaak, maar sy het nie vir een oomblik, kom ek sê dit so, sy het haar gevoelens op sy geskuif vir my. Okay. My gevoelens Ja. en hoe ek as kind groot word was vir haar die belangrikste. Langste. Tot vandag toe nog. Sy sal haarself op sy geskuif het. Sou ek sê, ek dink dis as jy terugkyk, kyk het sy haar gevoelens op sy geskuif. Vir haar was dit, is my kind gelukkig? Is my kind in 'n veilige omgewing? En dit is wat ek nou weer by haar geleer het. Ja. En die all-roundheid, maar die algemene sal ek sê leerproses vir my was van kinds af. Mense kan saam wees, jy kan mekaar vergewe uit 'n jong ouderdom uit. En dit maak die verskil uit geestelike, jy weet, uit 'n geestelike oogpunt uit. En nie dat ek sê as jy geestelik is kan, jy weet, is dit die lewe makliker nie. Dis eintlik moeiliker, want jy moet Bybels kan uitleef. En dis waar ek baie dinge opgetel het. En dan natuurlik by my ma moes hard werk, want sy was 'n enkel ouer. En ek het haar nie verwyd omdat sy nie daar is nie. Ek het geweet die einddoel was om vir ons 'n beter lewe te gee. Ja. En dit was haar eerste, wat ek by oë opmaak, was ek haar eerste prioriteit en sy myne. En ja, so op die einde, daar was niks. Haar eerste, in fact, my ma het vir my stiefma om vergifnis gevra. En sy het vir haar, maar toe vir my stiefma, aan die glory vra toe vir haar, maar hoekom? Dis eintlik mos nou my pa wat dit moet doen, want hy is die ene wat mos nou die middelman is tussen alles. So ja, daar's baie leerprosesse wat ek van beide van die vroue. En daar was nie kompetisie nie. Dis so mooi. Daar was nie kompetisie nie, daar was nie bedreiging, daar was nie sulke gevoelens nie. Jaloesie. Want beide van hulle, gelukkig vir my, het, dis nie altyd so nie, gelukkig vir my, vir beide van hulle, het dit gegaan oor ons as kinders en as gesin. En hoe En dit dat jy ons moet veilig voel. Ja, en ek dink aan daai tyd, mense dit nie 'n naam gehad, en mense noem dit nou blended families, om daai samesyn te kan doen, ja. Sê vir my, jy's klaar met skool en hoe het jy vir Johnny ontmoet? Johnny het 'n lang tyd na skool. Kyk, ek het se baie, soos, omdat ek nou ook enkel, het ek baie gou onafhanklik geleef. So ek het op 'n jong ouderdom, soos ek sê, ek het die internship gekry, moes harder werk altyd as 'n ander persoon, om net om vooruit te kom, omdat ek nie wou teruggaan in omstandighede waar jy miskien gekom het nie. Jy wou altyd beter hê. So ek het verlang, toe ek klaar studeer het ek gewerk in die Kaap. Ek het toe nou 'n geleentheid gekry om Johannesburg toe te gaan. Mnet en Kyknet, en die mense wat weet, Kyknet het net begin. En daar was soos programme soos Lirika Rai en sulke goed wat op die lig was, Going for Gold. En hulle het begin om in die Kaap dinge te begin opneem. En dit is nou juist daar by Sesani Studios. En hulle het toe nou vir my of hulle het gehou van die manier hoe ek projekte hanteer het en hoe ek gewerk het. En ek dink 'n tyd na die tweede produksie of so, ek dink ons het District 6 met Tali Pieters en hulle en al die goed gedoen. En hulle het toen dan net daarna, na daai een onthou ek, nadat ons daai produksie gedoen het met hulle, het ek 'n oproep gekry van 'n agentskap in Johannesburg. En hulle het my gesê, maar Mnet se mense het my raak gesien en hulle wil weet, sal ek belangstel om Johannesburg toe te trek? Want toe sê ek nou hier rondom dus ek seker net na 21, ek sou skat, ek was 21, 22. Baie jonk. Baie jonk, en
En ek was in 'n wêreld waar daar min vroue was in die bedryf, maar ek was met baie goeie opleiding, want ek het met die mense wat televisie begin het. So ek het baie dinge geleer en ek was baie oop om nuwe dinge te leer. En ek het hy opportunity het ek met beide hande aangegryp. Ek het dit 2 keer gedink. Ek het hy tyd 'n kerel gehad in die Kaap, maar ek het hom net 1 keer gevra, gaan jy Johannesburg toe saam met my, want ek het hierdie geleentheid of nie. Nee, hy het besluit om agter te bly en ons het nog so 'n jaar of so uitgegaan, maar dit het nie uitgewerk die lang afstandie en toe het ek in Johannesburg, soos ek nou sê, nog vir 'n tyd lank gewerk. 2001 het ek Johannesburg toe gegaan. Voor daai was ek 'n paar keer daar vir ander produksies, maar nou permanent 2001. En ek onthou dit was die dag voordat die Twin Towers geval het wat ek nog gepak het. Ek was besig om te pak toe sien ek op die televisie die hele breaking news en die volgende dag het ek Joburg toe Emirates het my opgevlieg. Ek het 'n geel Uno gehad, was my eerste kar. 'n goudgeel ene. Dit was my eerste kar, was baie trots geweest want jy weet dis maak nie saak wat die klere is. Dit is my eerste karretjie geweest. Dit het op 'n trein gegaan Johannesburg toe. Yes, see. Dit en ek het opgevlieg en hulle het vir my opgeset vir 'n maand en ek moes Johannesburg blindeling sonder Google Maps leer ken. Al wat ek weet, een van my kollegas het vir my ek onthou 'n mapboek gekoop van jy weet 'n land van nou as ek nou Johannesburg leer ken het. So ek het alles ek was nog eintlik nog kind sou ek sê. Sy 22, 21 is jonk. Ja. En ek het Johannesburg leer ken. Ek het gegaan en ek het wonderlike ervarings gehad. Ek het met SuperSport gewerk. Ek het in outside broadcasting begine werk en baie dinge gedoen. Elke dag in 'n ander dorp in die land gewees. En so het dit begin met kyk net wat toe het Idols. Ek was op die eerste 9 seisoene van Idols gewerk. Survivor, Big Brother, rugby, Tri-Nations. Destyds soos dit nog Super 14 of Super 12 of ek weet nie wat. Dit was nog maar dit was nog Tri-Nations. Ek het op elke liewe ding Pakisa, wat is dit, welkom wat die Valentino Rossi's hulle. So ek het met baie groot geleenthede het ek gekry. Ek het die Mandela's, met die presidente gewerk. Ek kon toe kom die musiekmense nog soos die Shaggy's, die musiekkonserte begin. Celine Dion hulle, maar lang storie kort. 2003 het hulle toe nou kyk net nou die eerste realiteitsprogram op die kanaal gehad wat Zing was. Ek doen toe nou die oubies daarvan en Johnny en Vivian was ingeskryf geweest. Ek het hulle nie opgelet nie, ek is daar om te werk, maar hy het natuurlik toe nou vir my raak gesien, dit is nie moeilikie, want onthou is 'n klomp mans op 'n crew en 'n vrou. So ek was altyd daar tussen die crew. En hy was slim geweest, hy het met my kollegas begin vriende maak en alles van my uitgevind. Ek het vir my ignoreer en hulle het natuurlik die kompetisie gewen en ek het net my nie gesteer uit met, jy weet ons het gesels en ek was vriendelik en polite, maar ek was net okay, nee, die gaan nou nie lekker werkie, want jy is van Namibië en dit gaan nie werk nie. Maar toe het dit so gekom dat hulle mos nou besluit het om, nadat hulle die kompetisie gewen het hulle die keuse gehad om toe nou in Johannesburg te kom bly. En ek het getravel en elke keer as ek van 'n ander dorp afkom, soos van Kimberley of cricket of boxing of waar ek ook al, dan sê die sekretaresse van Mnet vir my, as ons nou maar soos jy by die ingang, soos ek inkom in die oggend, sy sê, daai ouetjie van Zing was hier gewees. En hy het sy nommer, want ek het nooit my nommer vir hom gegee nie, of ek het nooit sy nommer gevat nie, en dan het hy vir hulle natuurlik sy nommer gelos. Ek moet nou vir hom skakel, want elke keer het hy gekom, dan sê ek op kantoor. En toe dink ek, die ouetjie is baie verwant dat hy dink ek gaan vir hom bel. Maar ja, hy het nie opgehou nie. Hy het toe later, soos ek sê, vriende gemaak met my kollegas. So toe begin by kollegas vir hom te sê, wanneer gaan ek op kantoor wees? En toe reël die kollegas, jy soos ek in welkom, by Pakisa jy weet, jy werk altyd so 'n week opset en dan jy weet, dan sit die Saterdag, doen hulle mos nou poll en dan Sondags mos nou die finale reis. So kry ek 'n oproep Vrydag van my kollega Dion, en hy sê vir my, Liesel,
wil jy nie vir ons 3 akkreditasies reël vir Sondag se reis nou nie en wil jy akkommodasie want onthou die reis welkom is so 2 ure uit Johannesburg uit. Ek moet nog vir hulle akkommodasie reël, chalets en hulle gaan 3 wees, maar hy sê nie wie en wat dit is nie. So sê ek net, dis fine, dis cool, ek reël dit vir julle. Die Sondagoggend kom ek aangery, ek weet nou, dit gaan Dion wees met 2 vriende, maar soos ek na die hek toe aankom ry, want dit is so 'n hele afstand waar die ingang is, van waar die TV compound is, en toe staan Johnny daar regop. Toe sê hy, en dis was maar nou die rest is history. Toe weet ek die ouetjie is ernstig, want toe het ek hom al reeds 3 keer, hoe noem hom, ek weet nou nie hoe om dit te noem nie, maar waar hy vir my genooi het op 'n date, en dan het ek nie opgedaag nie. Seker baie lelik. Ek weet nie, maar hy die eerste keer was dit, Maar jy het gesê, jy gaan nou wees, maar dan ek het gesê, ja, ek sal, maar dan daag ek net nie op nie, en hy het vir my gewag, die tweede keer, ek weet die een keer was hulle op die Jerry Springer show gewees, en hy sê, daai wat nogal seer gemaak, want hy het blomme gekoop, en hy het chocolates gekoop, en die hele romantiese ding, en hy het op tafel gebespreek by die hotel waar hulle opgeneem het, en hy dink so, die girl van Mnet gaan nou opdaag, toe het ek nooit opgedaag nie. Toe gee hy maar die blomme, sê hy weg vir die hotel, meisies wat by die hotel die kamers kom. Shame. En hy en Wim maar die chocolate geëet. Maar okay, dit is toe nou die 3de keer wat hy opdaag. Maar soos ek sê, toe weet ek nie, die ou is ernstig. Hy gaan nie opgee. En van daar af, want by my, ek was maar baie ook 'n straight and narrow girl gewees. It's like, tyd verspeel ek is, jy baie reguit en gefokus, werksgeoriënteerd gewees. So toe weet ek nie, hy is ernstig, want hy en daar, soos ek nou sê, van welkomse daar af het ons, soos hulle sê, die res is history, ja. Jessie, wat 'n aanloop, nee? Tot daai dag toe. Ja. Maar sê gou vir my, hoe lank het dit gevat voordat hy besluit het om vir jou die groot vraag te vra? Baie vinnig. Letterlik, ek probeer uitvind, seker 6 maande, minder as 6 maande, het hy vir my gevra, want hy sê, agterna toe sê hy vir my, hy het nou nie vir my onmiddellik dit gesê, hy het tyd daarna, het hy vir Vivian geloof, Vivian het vir my gesê, toe hy vir my die heel eerste keer op die stel sien, en dit is toe nou al, seker nou 'n jaar terug, of 'n paar maande, minder as 'n jaar terug, het hy vir Vivian gesê, hy het my gesien, staan, ek is nie bewus daarvan gewees, hy kon beskryf wat ek aan ook gehad het, en hy het vir Vivian gesê, daar's my vrou, sy gaan my vrou word. En hy het nie opgegee. En hy het nie opgegee nie, ja. Jessie. Ja. Julle is intussen getroud. En vertel vir ons 'n bietjie oor huwelik, oor die kinders. So, toe ek hom ontmoet het, hy reeds, het hy in Namibië 'n meisie gehad, hulle was opgebreek, maar sy het swanger geword, en hulle was nou net nie in verhouding meer gewees nie, en hy moes veral toe hy die besluit ook gemaak het om Johannesburg toe te gaan, toe was hulle reeds uit mekaar uit, maar ongelukkig, die seentjie was toe nou al gebore en daar, maar hy was, wat ek admire het van hom, is die feit dat hy, toe hy die dag op welkom aankom, die aand, toe ek nog klaar gewerk het, en ek en Dion en ons vriende sit, en ek dink, onthou ons by 'n braaivuur gesit, almal het daar gesit, daar was nog ander kollegas van my ook, en het hy vir my vertel van sy kind, en hy, toe ons wel alleen gepraat het, het hy vir my gesê, sal ek die pad saam met hom stap, as hy nou, jy weet, hy het my soort van gevra, as ek nou met hom moet uitgaan, sal ek dit aanvaar, jy weet, toe sê ek vir hom ja, en dit was die rede hoekom ek onmiddellik kon ja sê, want dit is nie al die mans of almal wat eerlik is. Dis wat ek nou net van die eerste dag af. Jy weet, hulle wag miskien tot jy later, as jy jou eers besoek en later in die verhouding, dan kyk hulle nou, jy weet, dan sê jy nou al. Ek wou nou gesê, dit moes nogal baie van hom gevat het om so openlik en eerlik met jou te wees op dag 1, omdat hy so geglo het in dit waaraan hy glo op daai stadium, en die feit dat hy in sy kop klaar gesê het, jy gaan sy vrou eendag. Ek dink miskien is dit, as jy nou dat jy dit noem, dat hy wou eerlik met jou wees, want indien jy dalk sou nee sê, sou hy nog steeds, ek dink hy sou nog steeds probeer het. Ja, ek miskien, soos ek
dink hy was so versekerd seker geweest, maar hy was baie determined en soos ek sê, meer versekerd. En so hy het my vertel van sy oudste seun en soos ek sê, ons het 6 maande en in daai tyd nadat hy gepropose wat ons verloof is, toe is ons besig om te beplan aan die troue, maar toe word ek swanger. Toe word ek nou swanger en want ons sou uit die Maart gepropose en ek sou daai Desember so ons dan nou toe begin ons nou sommer aan die troue te werk. Maar omdat ek swanger was, ek gevoel ek wil nou nie voor die kansel staan en swanger wees. Dis wat ek nou maar gevoel het daai tyd. En ek het ook nie geweet hoe gaan my liggaams, ek wou, jy weet 'n meisie wil nou nie, jy wil mooi op jou, jy wil Natuurlijk. 'n sekere manier lyk op jou trou. Sou ek dink, dis wat ek in my kop gehad het. En hy toe onmiddellik het ons toe nou die troureëlings toe ons uitvind ons is swanger, toe los ons nou die troureëlings. Toe sê ons okay, ons sal dan nou na die kind gebore is. En dit het ook vir my 'n geleentheid gegee om te kyk, okay, gaan ons nou, jy weet ons dit is nou alles het nou so vinnig gebeur. Jy weet, gaan dit nog vir ons, jy weet, gaan ons sterk genoeg wees, want om te trou is nogal 'n groot ding, dit is 'n groot besluit. En ja, soos ek sê, want mense besef nie, as jy gaan trou, jy moet mekaar kan lief hê tot na die dood. Jy besef dit nie eintlik, ek besef dit vandag. En dit is nie net van trou en saambly en alles, daar's baie besluite wat saam met dit gepaard gaan ons mekaar kan vergewe as daar dinge, want ons niemand is perfek nie, gaan ons na mekaar kan kyk as een sieklik is, of jy weet as jy oud is, die uitdagings van die lewe, sal ons dit kan saam aanpak. So dit was my goeie speling om om dit te kan evalueer. En natuurlik, maar ons is verloof gebly, Aiden was gebore, ons eerste oudste kind was gebore, ons wesen saam. En toe het ons nou die 1 Januarie van 2005 het ons getrou. Ons het gesukkel om 'n trouplek te kry, want ons het in Johannesburg gebly en ek wou in die Kaap kom trou. En die plek hoe ons by die 1 Januarie uitgekom het toe is dat die enigste wynplaas wat vir ons het dit spesiaal oopgemaak vir ons. Dit was Netlingshof. Want al die ander, julle weet in die Kaap is trouseisoen. Ek het vir 2 jaar gesukkel om 'n venue te kry en toe ek die 2de jaar bel vir hulle. Toe sê hulle, hulle voel nou so jammer want hulle weet al die venues om hulle is vol bespreek. Toe sê hulle maar hulle sal vir my 'n vergunning doen as ek bereid is om die 1 Januarie te trou. Want dis die enigste dag wat hulle eintlik toe is. Maar van tot vandag toe is hulle oop, want hulle het soveel besigheid gemaak van die internasionale toeriste, vandat hulle oopgemaak het. Want ons min plase wat oop is op die 1 Januarie. So ons het 'n lekker troue gehad, want ons het toeriste gehad wat deel was om geword het, want hulle was op die ander restaurant, maar omdat ons was in die tuin getrou, toe word hulle sommer deel van die gaste. Dit was lekker geweest. Maar ja, so Aiden was gebore, Aiden was toe nou 'n paar maande oud al reeds op ons trouhuis op een van die foto's daar, en wat ek saamgebring het, en dan het Conway in 2007 gekom. So ons, dit is so wat ons kinders betref, ja. Maar intussen het onze careers het aangegaan. Die uitdaging ook, wat snaaks was, en hoekom, Johnny het dit altyd genoem, is dat toe ek 'n jong meisie was, was ek een van die eerste case studies van endometriosis. Ek was by Dr. Carol Thomas wat daai tyd 'n studie gereël het. Dit het endometriosis het onlangs, maar ek dink nie onlangs nie, maar so 'n paar jaar terug meer bekendheid gekry en dit het 'n naam gekry. Mense het nie geweet wat dit is nie. So ek was toe nou sy was besig met die studie net rondom dit en ek was omdat ek probleme gehad het van 'n jong ouderdom van 18, 19 af. So toe was sy my ginekoloog en ek het 'n paar operasies gedoen, daai wat hulle moes nou doen om dit te verwyder. En die tweede operasie wat ek gedoen het, het sy vir my gesê, net voordat ek Johannesburg toe gewees het sy vir my gesê, ek het slegte nuus vir jou, want jy het soos 1% kans om kinders te kry. Sure. So die gedagte in my kop was, ek het dit toe al vrede gemaak, ek gaan nie kinders hê nie, want dis wat ek ook vir hom gesê het, op een van, ek was eerlik met hom, ek het 1% soos, jy weet, ek kan nie kinders hê nie. En daar word ek swanger met Aiden.
En dit is ook die miracle, want dan, en ek het 'n tweede kind gekry. So ons weet die, dit is alles in die hande van die Here, soos jy. Ek wil nou net sê, ek glo mos net dat, of ek wil vir jou amper sê, ek luister nie na 'n dokter as hy vir jou sê, daar's net soveel tyd oor nie, want dit is nie in sy hande nie. Nee. Dit is nie in sy hande nie, Ja. dit is net in die Here se hande, en die Here bepaal en beplan jou pad vorentoe. Ja. So ja, natuurlik skrik 'n mens as jy hoor Ja. 1%, en hier was Johnny eerlik met jou oor sy Ja. kind en alles, Ja. en nou moet jy eerlik met hom wees. Ja. Want hierdie kan half nou die maak of breek wees in ons verhouding, want hy wil dalk nou nog kinders hê, en Ja. So gaan ons probeer of gaan ons nie probeer Ja, nie? Gaan ons hierdie teleurstelling doen Ja. of gaan ons, en aan die einde van die dag het die Here vir jou gewys, weet jy wat, ek gaan jou nie net seën met een nie, maar ek seën jou met twee, maar ek seën jou ook met 'n derde een waar dit Johnny se kind is. Ja. So sê vir my, hoe kom hierdie klomp boeties nou by mekaar? Hoe is hulle verhouding met mekaar? Sien, hier's nou waar die tricky part is en waar mense verskil, want die verhouding tussen Johnny en sy vorige meisie het toe nou nie, ek weet ook nie. Okay. Ek weet nie hoe dit geëindig het nie. En ek wil ook nie nou te veel Ja, daaroor ja, praat nie. natuurlijk. Ek het die ins en outs en wat daar gebeur het en hoekom daar sulke goed gebeur het, want hy was eerlik. En ander mense kon bevestig wat daar gebeur het. En om vir hom te beskerm, die seentjie sal ek. Maar wat ek wel kan sê is, ons het probeer, Johnny het hom waar bygestaan, sy die kind onderhou, en ons het hom eers ontmoet, of my kinders het eers vir hom ontmoet op 'n, ook seker rondom my ouer, hulle was bietjie ouer, en ons het vir hulle ook gewag, dat hulle ook maar groter is om vir hulle te vertel. En omdat hy in Namibië gewees het, was dit ook maar moeilik, die lang afstand, maar ons het probeer van ons kant af, maar die mammy, dis die verskil wat ek wil, ek gaan dit wel sê, is dat, want dit is wat ek vir die seentjie ook gesê het, jy kon 'n beter verhouding, jy het 'n verhouding gehad met jou pa, maar jy kon 'n beter verhouding gehad het, as jou ma dalk haar gevoelens op sy geskuif het, en jou gevoelens eerste geplaas het. Ja, absoluut. En dit is waar ek het gaan, ja, dis maar dit. Ons is nou, julle het nou lekker, die kinders is gebore, julle is 'n gesin. Jy en Johnny het baie events saam gedoen. Vertel vir ons 'n bietjie, want nou daar's uitdagings, nê? Jy's 'n mamma, jy's 'n besigheidsvrou, jy's 'n eggenoot. Wat was van die uitdagings wat julle in die oë moes staar? Sure. Dit was altyd, kyk as jy in hierdie bedryf werk en ons is, en Johnny ook, en hy was nie permanent, hy was nooit permanent nie. Ek was die een wat altyd permanent gewerk het, maar my werk het ook vereis dat ek baie moes soms getravel het. Ja. Totdat ek toe nou, ek het verder gaan studeer in die tussentyd by Mnet. Ek het besigheids gaan studeer, so ek het nou my NQF level 9, wat dit soos 'n master's degree is in besigheid, so kon ek toe nou myself verwerf. So ek het meer toe gefokus op bestuurswese, sodat ek meer kantoor kon wees, omdat ek kinders, en omdat ek weet, Johnny het baie getravel met sy musiek, met sy werk ook as kommentator, as aanbieder en so. So ons moes dit, en dis wat ek sê, dis die challenges wat 'n mens face, en jy moes leer hoe om dit te navigate. Ja. Maar ek sê as beide van ons het die Here geken, en dit het vir ons gehelp, en dit het ons die krag gegee om dinge te kan navigate in die regte rigting in. So ons het dit maar gemanage. Kyk, as ek moes maar die rol inneem van pa, ma, alles, as hy nie daar is nie. Maar sodra hy in die huis was, het hy, jy weet, was daar die balans is daar, het hy sy kant gebring. Maar ons het vandag eenaf, omdat beide van ons in die bedryf, ons het dit verstaan, die vereistes van die bedryf, het dit gewerk vir ons, maar daar was verskriklik baie uitdagings. En soos die tyd aangegaan het ons op mekaar se, we relied on each other's strengths, en dat is wat gehelp het, want ons het ook altyd die Here lief gehad, ons verhouding met die Here was goed, en ons het altyd geweet, beide van ons het geweet, besides onze normale take wat ons het, wil ons ook vir die Here gewerk het. Hy het altyd in 'n gospel, hy was altyd in gospel musiek gewees, en voordat hy nou kommersieel gesing het, en ek het altyd vir hom gesê, ons het gebid daaroor, en ek het gevoel, die Gees, hy moet weer teruggaan in die gospelmark, en dit is hoekom hy
toe weer teruggegaan het gospel toe en soos ons nou aangegaan het ons besef maar beide van ons kan aanbieding doen, beide van ons kan MC doen, beide van ons kan. Nou hoekom nie dit dan nou saam kombineer en ietsie saam doen nie, want dit is ook 'n manier gewees vir ons om meer tyd saam te spandeer. Ja. Maar dit was nie altyd soos ek jou sê so beskore nie. Toe die tyd aangegaan het die Here dit bewerkstellig, dink ek. Alles was so beplan dat ons dan nou op daai manier dinge kon saam doen, dinge kan werk aan mekaar se drome. Maar dit het gegaan oor hy kwaliteit saam en om saam koninkryk werk te kan doen en vir die Here werk te kan doen want dit is waaroor dit gegaan het op die ou einde. Ek dink julle het mekaar so goed aangevul. Ja. As ek terugdink aan OTB se funksie waar ek was, hoe julle mekaar, as die een, ek wou amper sê, as die een ietsie vergeet het die ander ene ingetree en julle het mekaar se woorde, sinne klaar gemaak. Dit is asof julle geweet het wat die ander persoon net eenvoudig gaan sê. Dit was nogal vir my verskriklik mooi as 'n paartjie waar julle so saam gesit het. Ek onthou hy moes vroeër weggaan want hy het 'n volgende funksie gehad en jy het net ingestaan en jy het net aangegaan. En dit was vir my so mooi gewees hoe julle mekaar aangevul het as man en vrou. Vir my wat julle die eerste keer ontmoet het, was dit vir my regtig iets wat vir my uitgestaan het van julle twee. Ek weet ek het met hom aan die tafel gepraat terwyl jy ge-MC het en ons twee het so gepraat en hy het nog vir my gesê, ja, vat my nommer, ons moet iets saam doen. En dit was net vir my 'n mooi oomblik gewees daar. Maar Liesel, vertel gou eers vir my 'n bietjie van sy gospel. Dit is vir my nogal ietsie. Ek dink die Here het vir Johnny, ek het altyd vir hom gesê, yes, jy was so geseënd op met verskeie talente. En ek dink wat wonderlik vir my was, is dat hy van al sy geleenthede gebruik gemaak het. En wat die Here vir hom gegee het, al sy talente kon hy gebruik. Want baie keer sit ons met talente en dan ontwikkel ons of ons gebruik het nie, of ons, jy weet, soos ek byvoorbeeld het lank gevat om die confidence op te bou, om dit te kan doen. Verstaan, ek het op 'n laat ouderdom besef, maar ek hou hiervan. En alhoewel ek het van die jongs af, ek hou hiervan en ek het baie self-doubt gehad. So Johnny het my baie aangevul met om my aan te spoor, te bemoedig, positief te hou altyd. En dis die gawe wat in te glo in myself. Ek dink soms dat hy meer in my geglo is wat ek in myself geglo het. Oh, wow. En ons het hierdie verhouding, maar dit kom met tyd en ek dink dit kom met baie dinge dat ons daai non-verbal kommunikasie gehad het. Non-verbal kommunikasie. So ek het geweet wat hy wou sê sonder dat hy dit ek kon sien en ons het mekaar se lyftale geken en dan het ek geweet wanneer hy die dag af is en ek moet nou 'n bietjie meer energie gee. Hy het geweet wanneer ek weer is en so het ons mekaar aangevul. En dit is net iets wat jy kan doen as jy mekaar as jy genadig is teenoor mekaar, as jy mekaar goed leer ken het, as jy kan, jy weet, as jy kan Jesus liefde, as jy die Jesus liefde tussen mekaar kan hê en verby die ander goed te kan kyk. En ek dink Johnny was, soos ek jou sê, hy het meer in my geglo soms as wat ek in myself geglo het. En hy het hy wou nooit bo ander mense uit plat op die aarde. Hy was 'n plat op die aarde, nederige mens. So hy het nooit geboast, hy was net homself, maar en soos ek by die begrafnis ook gesê het, ek wens hy kon weet hoe talentvol was hy en hoe geliefd was hy gewees. En maar dis pas baie dinge wat hy vir my geleer het en van dit is om in jouself te glo en om jou drome na te jaag en nie dat mense vir jou of laat jou eerste teleurstelling vir jou van stryk afbring nie. Natuurlik, ja. As jy sterk voel oor iets en die Here het vir jou talent gegee, hou aan totdat die regte ding sal op jou pad kom. Liesel, Johnny is weg as Johannesburg toe. Jy is in die Kaap.
Vertel vir ons 'n bietjie van daai. Sure. Het was so 'n moeilike tyd voor hy weg was in terme van werk en geleenthede, want ek was al in 2021 was ek het SABC mos die SABC deur haar hele retrenchment is Section 189 gegaan. So, onder andere was ek in daai groep gewees en eintlik het ek self ook gekies, want my hele department het gegaan. My naam was nie die eerste keer op die lysie, maar ek en 'n ander dame moes dan nou moes weer apply en dan sal hulle ons moes altyd aansoek gedoen het en dan sou een moes nou die pos gekry het. Ek het toe besluit om nie aansoek te doen nie en te sê gee dit vir die ander dame, want ek wou nie my span, dit het gegaan oor die principal, want het sou gelyk het, ek het net vir myself omgesien, vir 'n jaar en 'n half het ons deur hierdie Section 189 gewerk, en vir my hele span het ek altyd terugvoering gegee, nee, ek veg vir julle en ek veg vir julle, en die aand of paar aande voor die tyd kry ek die skok van my lewe toe ek die finale lys kry, en ek sien amper my hele 90% van die department het briewe gekry om te gaan. En toe het ek gesê, vrywilliglik my naam opgesit en gesê, maar as die span gaan, dan gaan ek ook. En hulle moet maar die ander dame die werk gee. Dit is hoe ek toe nou in 2021 werkloos was, deel van die werkloosheidsstatistieke. Ek was so 'n jaar en 'n half sonder werk, en toe kry ek weer by ETW geleentheid om 'n 2-jaar kontrak te doen. Wat dan toe nou verlede jaar April geëindig het. So ek was so 'n jaar ook toe nou weer sonder werk. Maar ek weet, soos ek ook gesê het, dit was 'n manier vir my en hom om meer tyd saam te bring. Maar ook aan sy kant het hy ook minder en minder werk gekry. So soos jy kan weet, het baie finansiële strain gegaan die maande voor dit. Maar wat ek wel kan sê is dat ons het so 'n nuwe inspirasie gehad. 'n maand, 2 maande voor dit het hy begin beplan wat ons moet doen. Ons moet werk aan projekte wat ons twee dan nou saam kan doen, wat ons die ander mense noodwendig gaan nodig het nie. Maar dit het 'n mens altyd 'n finansiële inspuiting nodig, maar daar was baie deure in sy gesig toegemaak en weggehou, geleenthede was weggehou. So hy was in 'n laagte, ek was in 'n laagte, maar ons het nie die hoop verloor nie. En toe hy Johannesburg toe gaan, so jy weet, in daai tyd het ons toe nou alweer nuwe, hy het met soveel positiwiteit gegaan, want sou hy terugkom, het ons 'n jaar weer, ons skedule was toe nou die laaste 6 maande van my maand af, in fact van daai April af, want sy lied sou die volgende dag as hy geland het, die 17de sou sy, daai gee my weer lewe, gelonch het, dan sou sy radio campaign gehardloop het, of die bemarking, en hy het toegebespreek vir shows en baie dinge. Maar mens kan beplan, het wys weer eens, mens kan beplan, en maar God beskik oor tyd. En soos ek sê, met baie positiwiteit, en het hy gegaan, want hy het geweet, as hy terugkom, dan gaan ons sommer nou weer van die een projek na die ander gaan. So hy was baie enthousiasties geweest. So het was nie eens naast en by in een van ons twee se koppe, dat iets so verkeerd geloop het. Ons het in fact uitgesien nadat hy moet net, ons kon nie wag dat hy die 16de moet land nie, want hy was al reeds ingeboek. Daai aand van die 15de vooraf ingeboek, hy doen dit altyd. En ek het daar was die tekens dat daar was die siektes en sulke goed voor die tyd nie. So dit was een van die onverwagste, die grootste skokke in my lewe gewees. Soms kan 'n mens dinge mos nou maar sien, maar dit was iets wat dat ek nou in my wildste drome nie sien raak. Ewen toe ek die oproep gekry het, en hy met my praat die eerste keer, jy weet die eerste paar minute van hy oproep, was dit nooit op my gedagtes gewees. Ek het net gedink, hy voel glad nie lekker, hy voel nie lekker, en my kop was net om hom by 'n hospitaal uit te kry, en dat hy, jy weet, gestabiliseer kon wees, maar die daai tyd het ons eens geweet of gedink aan 'n hartaanval. En dit is eintlik die hulpeloosste moment in my lewe, of oomblikke in my lewe gewees. Jy is so ver. Ek is so ver, en ek was altyd die een wat hy op kan staat gemaak het, ek sal altyd 'n plan gemaak het, en dit is hoekom, maar dit was agterna die ding wat vir my klein bietjie meer
oop of ek weet nie eens wat om te sê nie, bietjie meer laat voel het dat hy nog in sy laaste oomblik, hy het vir my gebel. Hy het in my geglo in terme dat ek sal iets kan doen. Of hy het geglo so baie dat ek sal dalk iets kan doen om hom te help. En ek is eintlik bly dat ek hy laaste oomblikke dan nou maar met hom kon spandeer. Al was dit oor die foon. Ja, want ek dink as dit nie so was, sou dit erger ook nog gewees het. Natuurlijk. Ja, dit sou, jy sou altyd gewonder het. Dit is 'n ding wat altyd in jou kop sou gewees het, maar you was his go-to person. Jy, Liesel, was sy go-to person gewees en hy het geweet op daai oomblik wat hy nie lekker voel nie, moet hy net jou stem hoor. En ek kan nie myself indink waardeur jy moes gaan op daai oomblik om daai laaste oproep te kry, daai laaste, ek wil amper sê daai laaste asem. Want dit is letterlik wat jy my vertel het, wat jy gehoor het. So ek kan nie vir myself indink hoe jy moes voel wat hier sit en nie daar is nie. Dit is onbeskryflik. Ja, Dis iets wat ek op die oomblik bietjie agter my uitsit. natuurlijk. Ja. Maar soos ek sê, ek gaan vashou aan die idee dat ek wel die laaste moments met hom, al is dit op 'n telefoon, kon saam spandeer. Ja. Liesel, dit is seer. Dit is baie rou nog. Dit is nog vars. Dit is nou, Is net oor die 3 maande. ja, Die 16de. ja, dis nog baie vars. Die seer, en nou die dag het ek iemand gehad wat my gesê het, niemand kan vir jou sê hoe lank jou rouproses moet wees nie. En as daar nou vandag iets is wat ek vir jou wil sê, is dat jy kan rou so lank as wat jy wil. Dit is jou proses, niemand anders is nie. Jy het 'n goeie man gehad. Ek dink die mooi daarvan is die liedjie wat uitgekom het. Gepaard gegaan het. Ja, wat toe gelaunch is. Ja. Wat op radio's gespeel word. Ja. Johnny leef in so baie mense nog. En hy sal vir altyd in mense leef. Ja. Ek het hom nie so persoonlik goed geken nie, Ja. maar dit wat ek van hom gesien het, was vir my ongelooflik. Julle was vir hoe lank getroud? Ons was hierdie jaar, Januarie was ons 26 was ons 21 jaar getroud. Jessie. En so 23 jaar saam. Mondig. 'n mondigwording. Ja, Ja. op 21. Ja, 3-7 jaar sakke sout, soos jy altyd sê. Saam in die huwelik gespandeer. Ja, so dit was 'n goeie loopie geweest Ja. in baie opsigte. Niemand is perfek nie. Niemand sê ek dink ook nie, ek wil graag weet of daai perfekte huwelik is. Ja, daar is nie. Jy werk aan mekaar Ja. se verhouding, julle werk aan mekaar se persoonlikhede, julle align soos die tyd aangaan. Julle gaan deur verskillende tye in julle lewe en verskillende seisoene en jy moet kan aanpasbaar wees en genade toon as ek in 'n ander tydperk is van die persoon. En dit is hoekom ek reg in die begin gesê het vir mense wat nog nie getroud is of wat dalk nou nog gaan trou, is daai belangrike vraag. Is jy bereid om geduldig te wees vir jou partner sy seisoene wat hy of sy deur gaan maak? Want ons gaan definitief nie op dieselfde tye in dieselfde seisoen wees nie. Nee, glad nie. So dis hy bereidwilligheid om grasie te hê vir mekaar en om mekaar spys te gee ook om te groei En om asem te haal. en om asem te haal. Ja. En ek dink ek het dit baie van hom gekry. Hy het my baie vryheid gegee en ek dink ek dieselfde. Dit is moeilik soms geweest, maar jy leer hoe om deur die lewe saam te navigate en as jy na die overall prentjie kyk, was hy my soulmate in baie opsigte geweest, ja. Liesel,
na Johnny se begrafnis, na alles, al die mense is weg. Skielik is die stilte. Dis net jy en jou kinders. Hoe beskerm jy jou kinders? Hoe hanteer jou 2 seuns dit? Omdat dis hulle pappa wat skielik nie meer hier is nie. So hoe gaan hulle aan? Wat doen jy om vir hulle positief te hou en hulle denkies vol te hou? Dis nog baie nuut en vars vir ons almal om ons ritme te, as ek dit sê, om aan die nuwe normaal gewoon te word. Wat dit bietjie moeiliker gemaak het, net direk na die begrafnis, moes ek nog so vir 10 dae weggaan, want vir besprekings wat reeds gedoen was, en commitments wat reeds in plek was. Maar dit het bietjie gehelp om die rouproses self te verleng. Om nie onmiddellik hy alleenheid te gevoel het nie, want ek was tussen sy mense. Ek kon nog 'n begrafnismemorium te gaan doen in Namibië en dan nou die dokumentêr te gaan skiet. So dit my kop nog baie besig gehou en ek was kom tussen mense gewees. En ek moet sê ek is omring my kinders en ek deur goeie gemeenskappe, vriendskappe. My kinders het hulle vriende wat net onmiddellik gekom het en hulle ontferm het oor hulle. Ek onthou die een aand het die Hillsong se jeug gekom. My kind gaan nie eens by Hillsong nie. Ons gaan by AGS Goodwood. Ek gaan by is maar vriende se kinders en hulle het en Conway was nog nie gereed om te praat. Hy het sy emosies meer gewys as die oudste een. Die oudste een het sy emosies na die tyd het dit uitgekom, want hy het onmiddellik weer die rol van die oudste kind. Hy het dit soms ingeneem. En die mooiste moment was dat hy kinders van Hillsong het gekom en Conway was hulle het vir hom hallo gesê en hy het in sy kamer gesit, maar hy wou nie tussen mense wees, hy het net gesit en huil. En die kinders het in die kombuis gaan sit en hulle het net gospel geprys en worship. En 'n tipe van 'n kalmte gebring. En so het dit gekom. Sy vriende wat gekom, hy het verlie met hulle gewees. As hulle in die een kamer inkom, dan gaan hy in die ander kamer. Hulle het my kom sê, Auntie Liesel, ons weet, Conway wil alleen wees, maar ons wil hier wees vir hom. Dan gaan sit hulle in sy, jy weet, hulle wil net in die huis wees. Dan sit die vriende. Hulle het geslaap by hom vir so 2 aande, sonder dat hy by hulle slaap. Dan lê hy by my. Maar dit is die sterk gemeenskappe wat ek byvoorbeeld wat ek dankbaar is vir die Here. Dieselfde met Aiden. Hy kon in sy kar klim en na sy beste vriende se maatjie toe gaan en bietjie gaan. Hulle het hom uitgeneem. Hy vat sy emosie. Hy gaan speel, wat is dit nou, paddle of hulle speel. Beide van my seuns speel sokker. So hy gaan speel sport, sy en sy vriende wanneer hy so voel. Wanneer hy nou 'n bietjie af is. En beide van hulle gaan na die graf toe. Gelukkig hulle albei het lisensies, so ek allow vir hulle daai space, want ons almal het op verskillende tye moments wat jy swak voel en wat jy vir Johnny verlang, en hulle gaan by 'n graf toe, en dan gaan spandeer hulle tyd by die graf, en dan kom hulle weer terug. Dieselfde wat ek ook maar nou doen, en maar soos ek sê, my proses het langer gevat, want eers toe ek uit Namibië uitkom, en almal weg is en hulle werke is, het die werklikheid eers ingeskop. En nou nog ook is dit my familie vat beurt om te kom, want is daai alleen deur die dag al beskerm ek my kinders deur nog steeds die sterk om daar te wees vir hulle en vir my ma. My ma woon by ons en my ma het vir Johnny as 'n seun. Ek het so hartseer gevoel want sy vra vir my die ander week, nou wie gaan ek nou aanneem as my seun? Wie gaan ek nou vat? En sy dink aan 'n paar name daar en sy noem Johnny se stiefboetie met wie hy opgegroei. Sy sê ek gaan maar nou vir Romano, want hy is die naaste aan Johnny, vir hom aanneem as 'n seun. Meaning like sy gaan ontferm oor hom. Ek dink sy het iets nodig om daai gaatjie te vul, want hulle twee het baie tyd spandeer saam. Want as Johnny nie gewerk het, hy was by die huis en hulle tweeetjies het maar baie tyd dagtaakies saam gedoen,
grootste geduld So gehad mooi. vir my ma en vir mekaar. En omdat my ma geweet het hy het nie die moederfiguur, maar my ma is maar net 'n liefdevolle mens. Ek dink dit sy so 'n groot leemte in sy hart of 'n groot rol in sy lewe ook gespeel. Ja. En 'n langer tydperk. Ek dink my ma het die langste tydperk in sy lewe gespeel as in 'n moederfiguur. Daar is ander mense Sure. gewees, maar as jy mooi kyk na die Ja. tydlyne, het sy daai rol ingeneem en sy het Sure. dit jy weet, sy het voluit gegaan met dit en hy het dit voluit as 'n seun geleef. So ons hanteer dit so en dit is baie moeilik vir my as ek alleen is. As hy deure wanneer elkeen in sy kamer ingaan, is dit vir my die moeilikste. Ja. En ook wanneer ek wegry van die graf af, is dit ook 'n ander werklikheid wat inskop want jy weet nou. Dis 'n werk, Ja. jy los die persoon nie Ja. agter en jy ry alleen Ja. terug. So dis daai moments, maar jy moet maar soos ek is in die gelukkig of ons is in die gelukkige posisie dat Johnny vir ons so baie dinge nagelaat het. So ek kan na sy stem luister op soveel ander platforms of kyk. Ja. Daar is mense wat nie miskien so in daai gelukkige posisie is nie, maar dan moet jy maar vashou aan jou aan al die mooi memories. Ja. Die foto's. Die foto's, die gedagtes, die Ja. moments wat jy gedeel het. Die en silly jy sny- oomblikke. Die silly oomblikke, slegte oomblikke, goeie Ja. oomblikke, maar hou meer vas aan die goeie oomblikke, Ja. want dit is wat jou gaan laat wat vir jou laat amper sal ek sê oorleef op 'n manier. Ja. Hou vas aan die Here, want op die einde van die dag is hy die enigste een wat vir jou daai krag gaan gee om 'n nuwe dag te kan aanpak. En ja, die rouproses het my geleer nou dat liefde eindig nie die dag as die persoon sterf nie. Rou is maar net nog 'n extension van liefde en 'n ander vorm van liefde. Ek dink dit sou dit is jy moet eintlik bekommerd raak as 'n persoon nie rou nie, Ja. om watter Ja. rede sê. So Ja. dis hoekom ek voel dit is 'n extension of love. It's another form of love. En jy wil ook so lank as moontlik vashou aan daai persoon, aan die moments en jy wil niks laat verlore gaan nie. Ja, en ek sê altyd mense, dit gaan nooit weggaan nie. Nee, Iemand dit het gaan vir nie. gesê, dit gaan nooit weggaan nie. Ek verduidelik altyd vir mense en as iemand anders se illustration wat ek wil gebruik of is dat rou sien ek as daai swart kolletjie in die middel as jy 'n sirkel vat. Jy leer om daarmee saam te leef. Elke keer sit jy 'n kleur rondom daai swart kol. Ja, jy lewe en jy gaan weier, jy gaan beweeg soos die kleure om dit aanval. Gaan jy weier verder beweeg van die swart kol af. Maar daai kolletjie gaan daar bly. Natuurlik. Jy gaan net 'n nuwe normaal vind, 'n nuwe manier van om daarmee te deel. Maar ek dink nie dit gaan ooit weg nie. Nee, dit Ek gaan dink nie. dit bly 'n lewe van 'n gedeelte van jou lewe. En die koudste ding wat iemand vir my onlangs gesê het was pull yourself together, you're not the first widow in this world. En dit was van Sjoe. iemand na in ons as 'n familie. En dit is nogal koue water in jou gesig. Dit is. En ek wil dit nooit vir iemand anders toewens en sê nie. Want soos jy gesê het, dis 'n proses wat 'n tydlyn het nie. En ek weet van vroue wat nooit weer getrou het nie, wat nog altyd, jy weet, hulle daar vasgehou aan daai liefde wat hulle gehad het. En dit kan moeilik raak want dit kan 'n struikelblok word in terme van jou verhouding met die Here, want jy moet dit eers stel. En mense sê ja, maar jou verhouding met die Here moet eers wees. Maar ja, dit is die balans en dit is maar die ding wat jy moet skep in jou eie lewe. Wel, Liesel, ek kan vir jou sê dat wie dit ook al vir jou gesê het, you don't need to pull you together. Jy het nie nodig. Jy het nie. Dit is baie, baie rou. Dit is 3 maande. Dit is nog so vars. Dit is soos gister. Ja. So jy het nie nodig nie. En jy mag en jy kan hierdie rouproses gebruik solank as wat jy kan. Ja. En ek wens jou sterkte toe. Ek wens jou regtig vir jou en jou gesin en jou ma. Ek wens julle regtig waar sterkte toe op die pad vorentoe.
ek gaan nie eens vir jou sê dit raak makliker nie, want dit raak nie makliker nie. Dit is net soos jy net nou gesê het, die nuwe normaal. Dit raak 'n nuwe normaal, maar 'n nuwe normaal met uitdagings. Met uitdagings, ja. Want daar's nuwe goed waarmee jy moet adapt, nuwe struikelblokke, nuwe goed wat jy moet aanvaar. Wat jy dalk na Johnny toe gehardloop het en gevra het, Johnny, help gou hierso. En skielik is dit soos 'n jy gaan dit gebeur. Dit gaan nog gebeur wat jy dalk voel, en dan besef jy. Ja. So onlangs soos gister aan, wou ek nog, jy vind jouself in 'n moment, jy wil die foon opgetel het nou, en jy wil die persoon gebel het, of jy wil iets gesê het, of soos, as ek alleen in die bed is, en jy wil omdraai, en skielik, is daar niemand. Ja, dis koud langs jou. Ja, maar, ja. Jy weet, maak nie saak waar jy is nie. Ja, hy is daar, hy is by jou, 24/7, hy is in jou hart, en jy kan elke dag met hom praat, want hy hoor vir jou. Ja. Maar Liesel, net voordat ons klaar maak, sien ek hier 'n ongelooflike mooi canvas wat hier langs jou staan. Ek weet jy het vroeër vir my gesê, jou neef het dit vir jou geverf, en dit beteken vir jou iets baie besonders. Ja. Wil jy nie vir my net, ek sien die 2 duifies, en ek sien die blomme, en die sonneblomme. Ja. So vertel vir my 'n bietjie, waaroor gaan dit? Okay. Ek is my neef het ook deur baie traumatiese ervarings. Hy's eintlik 'n scientist van beroep, maar omdat hy deur groot trauma gegaan, en sy terapeut het voorgestel dat hy in kunswerke ingaan, net om daarmee te deel, en dit is eintlik ook 'n manier, 'n coping mechanism gewees. En so hy het sy eie uitgeteken, en die 2 duifies natuurlik, duwe gaan gepaard met baie dinge, is like met liefde natuurlik, en ook met heiligheid. Die Here het in 'n duif gevorm, die Heilige Gees het gekom. Maar as jy kyk na die boonste duif, dan sal jy sien, in sy oog kyk bietjie af. So dis half, hy's ook meer masculine. So hy's, in sy vlerkies is oop. Dis half wie Johnny wat nog daar is, wat daar was. Beskerm en afkyk na my. As ons sê, af aan die hemel in die Bybel sê is bo. Daar's 'n infinity heart, wat die oneindigende liefde altyd sal wees tussen ons. En dis slegs die dood wat ons nog geskei het. En dan natuurlik die klein duifie, die rooi ster daaronder represent ons, eintlik is 'n duif, maar hy is nou, ons het 'n African Grey, en hy het met 'n rooi ster, en Johnny het altyd vir hom geterg. So dis nou waar die rooi stertjie inkom, en dan die kleur, kom ons begin eers hier by die geel, rose was my gunsteling kleur, en sunflowers was ook, want mense het altyd vir my as 'n sonneblom beskryf, met dit wat die beskrywing wat daarmee gaan. En dan natuurlik, my neef is 'n baie colourful persoon, so hy het gevoel daar moet nog bietjie kleur ook inkom, maar dit represent natuurlik lewe, en nie lewe in lewe in homself, en dan al hierdie pastel colours, net om dit ook lewe te gee. Maar dan het jy ook die sonskyn agter die sonneblom, want mense praat gewoonlik van iemand se sunset en se sunrise, en ons glo Johnny se sunrise was op 'n goeie plek gewees. So ons gaan nie na die sunset kyk nie. Ons gaan dit, dis nou die opkoms van hom in 'n ander plek, in 'n ander arena. En want hulle sê daar's ook 'n ander deel wat mooi is, nou nie op die prentjie, maar oor die algemeen, mense altyd die candle ceremony, en iemand het iets mooi gesê lank jare terug. Ons moet die vlammetjie uitblaas van die persoon op aarde, sodat sy vlam aan die ander kant weer lewendig aangesit kan word. En dit was ook vir my 'n mooi analise geweest. En dit is wat die kom met so spesiaal is. Die canvas is beskiklik mooi. Dis 'n vol lewe. Dis 'n vol lewe. Dis lewe. Dit is my baie mooi. En 'n striking onmiddellik. Dit is my verskriklik mooi. Dit vang my. Ek is ook 'n kleurvolle mens, so ek hou van sulke goed, trek my verskriklik aan. Ek wil weet. En die groenigheid is natuurlik lewe. To extend life and it's in general, dit is wat dit eintlik, dis baie spesiaal. Liesel, ons het aan die einde van ons program gekom.
Ek kan nog vir ure met jou gesels. Maar ek wil vir jou dankie sê. Dankie dat jy bereid was om Liesel vandag met my te kom deel. Baie dankie. Die persoon, nie net die naam nie, maar die persoon. Dankie dat jy jou storie met my gedeel het. Ja. Ek wil vir jou sê, jy's een fenomenale vrou. Jy's regtig waar. Die journeys waarop jy gegaan het, is die journey waarop jy moes gaan. Die uitdagings wat jy in jou lewe gehad het, is iets waardeur jy moes gaan, om vandag hier te kan sit, en 3 maande later, na jou man se afsterwing, nog steeds 'n sterk vrou te kan wees. Ja. En dis wat ek nou net vir jou gesê het, Johnny leef in jou hart. Hy's daar, hy's in jou teenwoordigheid, hy sit hier langs jou vandag, en ek dink hy sal vandag so ongelooflik trots op jou gewees het. En hy sou gesê het, dis my vrou daai. Hy sou so trots op jou gewees het. Ja. Oor die selfvertroue wat jy gekry het, met al sy inputs, wat hy vir jou gegee het as vrou ook. Ja. En dit is altyd so lekker om te kan hoor, dat jy is vandag wie jy is, as gevolg van hom. As gevolg van waarna hy geglo het in jou. Dit wat hy in jou gesien het. Ja. Ja. En ek sê dit baie keer vir mense ook. Ek sou nie vandag hierdie sterk vrou gewees het, as dit nie vir my man was nie. Ja. As dit nie vir my man was wat geglo het in my, en vir my gebou het en opgebou het, tot waar ek vandag is, sou ek nie vandag hier kon sit en hierdie gesprek met jou gehad het nie. So dis regtig wel vir my 'n ongelooflike voorreg om regtig Julie maand te kan afsluit met jou. Ek wens jou net voorspoed toe op jou pad vorentoe, en mag dit goed gaan met jou. En ek weet ons paaie gaan nog baie kruis, en ons gaan mekaar nog baie sien by events en funksies, maar mag jy net nooit vergeet dat jy meer as genoeg is nie. You are enough. En as jy moeg voel, jy mag moeg voel. Dit is just remember to breathe. Dit is belangrik. Jy moet jou eie tank ook volhou. Ja. Jy kan nie die hele tyd net gee en vergeet van Liesel nie. Dit is belangrik. Dit is. So baie dankie dat jy vandag by ons kom kuier het op Conversations That Matters. Ja. Baie dankie. Ja, laaste woord is, ek het my soulmate en my grootste cheerleader verloor. Maar ek sê ek is dankbaar vir die Here wat in my lewe nog is, en al die mense wat my ondersteun tot dusver, en baie dankie vir jou wat my ook die geleentheid gegee het om dit te kan kom deel, om 'n bietjie van my en my lewe te kom deel met almal. Dit is 'n groot plesier. Baie dankie. Dit was Conversations That Matters met Charlene Elliott en Liesel Davids.